Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. So besig met Jesaja 28 en vanaf vers 17 vanoggend. Wanneer ons dit lees, let daarop hoe God twee beelde gebruik om met die volk te praat. Die een is 'n beeld uit die bouwerk uit, 'n maatlyn en 'n skietlood. En die ander is 'n landboubeeld, beeld wat boere baie goed sal verstaan. Kyk of jy die boodskap hoor, dat die Here sê, maar met sy reg en geregtigheid, dit is waarmee gemeet gaan word. En dan hierdie hele ding van 'n boer wat die grond voorberei en goed doet, en daar kom 'n punt, wat dit nou klaar is, wat daar geplant word, daar kom 'n punt, wat dit reg en gereed is om te oes. Daar kom 'n punt wat die Here ook klaar gepraat het en reg is om te oordeel. Kom ons lees hierdie gedeelte. Let bietjie op dit wat ons nou gesê het. Ek maak die reg 'n maatlyn en geregtigheid 'n skietlood. Al sal die skuilplek van leuns wegvee en water die wegkruipplek wegspoel. Julle verdrag met die dood sal nietig verklaar word, en julle ooreenkoms met die doderyk sal nie standhou nie. Wanneer 'n verswelgende vloed verbykom, sal julle 'n vertrapte moddermassa word. Telkens wanneer dit verbykom, sal dit julle meesleep. Ja, oggend na oggend, dag en nag sal dit verbykom. Dit sal net te verskriklik wees om die boodskap te verduidelik. Die bed is immers te kort om op uit te strek, en die kombers te smal om jouself in toe te wikkel. Ja, soos by die berg Perasim sal die Here opstaan, soos by die vallei in Gibeon sal hy bewe van ywer om sy dade uit te voer. Vreemd is sy dade, en om sy werk te doen, sonderling is sy werk. Moet julle dan nou nie so spotters gedra nie? Anders sal julle boeie nog stywer vas wees. Ja, ek het gehoor, volslae vernietiging oor die hele land. Dit is bepaal deur my Heer, die Here, heers oor alle magte. Gee aandag en luister na my stem. Gee ag en luister na my woorde. Sal 'n boer die hele tyd ploeg om te saai? Sal hy aanhou voortjies maak en sy grond gelyk werk? Sal hy nie, as hy die oppervlakte gelyk gemaak het, swart komyn strooi en komyn uitsaai, koring in rye plant, en gars waar dit hoort, en speld aan die kant nie. Sy God het hom die regte manier geleer, om onderrig. Swart komyn word tog nie met 'n dorsplank gedors nie, en die wiel van 'n wa word nie oor komyn gerol nie. Nee, 'n swart komyn word met 'n stok uitgeklop, en komyn met 'n staf. Broodkoring word fyn gestamp, daar word nie vir ewig aangehou om dit uit te trap nie. As iemand sy waawiel en perde daaroor laat gaan, laat hy dit tog nie fyn trap nie. Ook dit het sy oorsprong by die Here, heers oor alle magte. Hy voer 'n plan wonderbaarlik uit. Hy doen dit met groot vindingrykheid. Vriende, hierdie plan waarvan hier gepraat word, hierdie plan van die Here, het in hierdie konteks met oordeel te doen. En dit alles gaan daaroor dat mense hulle nie wil bekeer nie. Dat mense hulle nie na God wil wend nie. Dat mense doof bly vir die evangelie. Jy weet, ons is nou in lydenstyd. Ons is op pad na Paasnaweek toe. Dis 'n geweldige spesiale tyd in die kerk. 'n Tyd waarop ons op pad is na die hoogtepunt in die kerkjaar. 'n Tyd waarin ek en jy weer regtig nadink oor die kruisiging van ons Here Jesus.
'n tyd wanneer ons weer gaan dink en bid oor ons verhouding met God. Dit is 'n tyd van verootmoediging, van toewyding aan die Here. Hoe lyk dit by jou? Hoe lyk jou verootmoediging voor die Here? Hoe lyk jou toewyding voor hom? Is dit ook vir jou 'n tyd? Is dit ook vir jou 'n tyd van bekering en na God toe beweeg? Amen. Here almagtige God, ja, dankie ook vir die teks. En ja, Here, ons wil met ons hele hart na U toe kom. Ons wil ons sonde en ons skuld voor U bely. En ons wil die vergifnis in die Here Jesus Christus aanvaar. En ons wil pleit vir U genade. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê, mag jy 'n mooi naweek hê. Totsiens.